Naand mense, Jaapie hierso, gehoop het gaan goed met julle. Gaan nou kyk na Openbaring 5 vanaand. Kom ons begin hierso met soos die skrywer van die boek genaamd The Mystery is History. Soos hy sê, Johannes is nou in die hof waar Jehovah die oordeele gaan uitspreek. 7 is die getal van volledigheid, of completeness van sy oordeele. Jy gaan baie 7's sien in Openbaring. Dit natuurlik beteken iets is complete, of is volledig, en dit verwys na verskillende dinge. Julle sal nou sien, hier is 'n hele paar dinge wat 7 genoem word, en dit verwys na volledigheid, completeness, of soos in alles te weet, of alles te sien, dit ook. Nou, hierdie boek wat ek van praat, The Mystery is History, is 'n baie goeie boek, wat ook praat oor Openbaring. Ek werk om deur ook. Van sy goeders noem ek hier in hierdie video's vir my. Van dit is my eie openbarings, en dan ook, natuurlik, partykeer, ek het nog nie dit gebruik nie, maar miskien in die later in Openbaring sal ek van Revolution se inligting ook deurgee. Hy gee baie historiese verwysings, so dan gaan dit nogal baie help. En ja, so ons 'n paar boeke waarna ek verwys, of waarna ek kyk partykeer, hulle opinies sien, maar dan ontvang ek self ook van jou af direk goeders. Okay, en kom ons begin met die hoofstuk. And I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back, sealed with 7 seals. You sien, is completely sealed. Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the scroll and to loose its seals? And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it. Nou, ek kan dit nie verstaan nie, maar bitter min mense verstaan wat is hierdie scroll. Wat is hierdie seals? En al wat mense hoef te doen is gaan kyk in die Bybel, waar is 'n boek geseël? Waar is 'n scroll geseël? 'n boekrol. Waar is dit geseël in die Bybel? In Daniel 12 vers 9. And he said, Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. So, tot en met die eindtye word hierdie boekrol van Daniel geseël, en hier sien ons in Openbaring, hierdie boekrol gaan nou oopgemaak word, hierdie seels gaan nou oopgemaak word. Duidelik praat dit van Daniel se boekrol, Daniel se profesie. Nou waaroor gaan Daniel? Daniel, al sy visioene, gaan hoofsaaklik maar oor die 4 nasies wat op mekaar gevolg het. Dis is Babylon, Mede-Perse, Grieke en Rome. Dis die 4. En dan het hy verskillende visioene gehad oor die 4 nasies. En die visioen, ek dink is so in hoofstuk 2, van die standbeeld, van die voete van yster en klei. Klei is Israel, yster is Rome. Nou in daardie visioen wys dit net dat dit vernietig word. Maar in hierdie boekrol wat geseël was met Daniel, is die meer volledige verduideliking van daardie profesie wat hy ontvang het van die visioen van die beeld. En dis ook hoe die boekrol ook 7 seels het, want dit is die complete verduideliking, die volledige uiteenleg van wat gaan in die eindtye gebeur. En dit is hoekom dit 7 seels op het. So wat Daniel ontvang het, wat hy nie mag gedeel het met ons nie, hy het net vir ons die framework, die raamwerk gewys van wat gaan gebeur. Dit gaan vernietig word, maar hier word uitgelê wat alles spesifiek gaan gebeur, wat Daniel gesien het. Al die tierlantynkies word nou in Openbaring vir ons uitgelê van wat Daniel ontvang het. En wat sê dit ook vir julle? Dat Daniel se visioene is vervul in Openbaring. Dis wat dit vir jou sê. Daniel se visioene gaan nie verder, strek nie verder as Openbaring nie.
Dis waar dit eindig, sy visioene. En ek noem dit, want ek gaan nou vir julle wys, wanneer was die eindtyd? Want natuurlik, ons dink vandag, ons is in die eindtyd. Natuurlijk, ons is in die eindtyd. Ons is duisende jare na die disippels, dan moet ons mos in die eindtyd wees, en niemand anders nie. Maar dis nie hoe dit werk nie. Ek sal 'n bietjie meer daarvan praat nou. Kom ons kyk, wie was in die eindtyd volgens die Bybel? 1 Petrus 4:7. But the end of all things is at hand. Petrus sê vir jou, hy is in die eindtyd. Therefore be serious and watchful in your prayers. Jakobus 5:8-9. You also be patient and establish your hearts, for the coming of the Yahuwah is at hand. So Jakobus sê, hulle is in die eindtyd, wanneer Yahushua se wederkoms gaan plaasvind. Want dit is ook, Yahushua se wederkoms gebeur ook in die eindtyd. Het julle dit geweet? In Matteus 24, die disippels hom vra, nou wat is die teken van die koms in die eindtyd? Toe sê hy vir hulle spesifiek en presies, wanneer gaan dit vervul en wanneer is die eindtyd? Wanneer is die eindtyd, het hy vir hulle gesê? Vers 34, Matteus 24:34, in julle generasie. Hy sê vir sy disippels, in julle generasie is die eindtyd. Hy sê vir hulle, in julle generasie kom ek terug. En ons het dit al reeds gesien, ge-established, dit is al reeds hier vir ons in die eerste paar hoofstukke vir ons gewys, dat die gemeentes het ontvang dat Yahushua kom in hulle generasie, hy gaan hulle kan onkant betrap as hulle nie hulle bekeer nie, hy gaan terugkom met die swaard uit sy mond, wat verwys na sy wederkoms, en hy het vir hulle almal gesê, ek kom binnekort, julle beter julle lewens reg kry, oor en oor en oor, vir al die gemeentes, vir amper almal. Maar die feit van die saak is, dis al wat hy vir almal gesê het, dat hy kom in hulle generasie van die disippels. So, hoe kan ons nou sê, nee, hy het nog nie gekom nie, hy kom nou eers 2000 na dit, 2000 jaar later. Dit sal beteken, Yahushua het vir hulle almal gelieg. Yahushua het sy hele lewe lang deur gelieg, vir al sy disippels, vir die kerke, vir Johannes, vir Jakobus, vir almal. Dink julle dit? Dink julle hy het gelieg vir almal? Of moet ons hom vat by sy woord? Hy het gesê, hy gaan kom in hulle generasie, en hy het gekom in hulle generasie. Hy sê 'n leenaar nie, so hy het gekom in hulle generasie. Galasiërs 4:4. But when the fullness of the time had come, Yahweh sent forth his son, born of a woman, born under the law. Hier sê Paulus vir jou, nou in die eindtye was Yahushua gebore. Het julle geweet Yahushua is in die eindtyd gebore? Soos ek voorheen ook gesê het en weer gaan sê, 5500 jaar na Adam is Yahushua gebore, so hy is in die eindtyd gebore. Want tot en met die 6000ste jaar begin die, is wat ons kan bestaan, en dan begin die 1000-jarige vrederyk. So onthou, daar is 7 dae, en vir jou is 'n dag soos 1000 jaar, 1000 jaar soos 'n dag. So, net soos wat daar 7 dae is met die skepping vir ons, is daar ook 7000 jaar van bestaan vir ons. Maar wat gebeur? Yahuwah se genade gebeur. As gevolg van Yahuwah se genade, is daar 'n 8ste dag. Nou die dag van verootmoediging, the Day of Atonement, verwys na hierdie 8ste dag. Die Day of Atonement wys vir jou, hy sê, dit is 7 dae hierdie fees, maar die 8ste dag is ook 'n rusdag. So eintlik is die tabernakels, ek sê Day of Atonement, sorry. Hoe dink ek nou aan Day of Atonement? Hy is net een dag. Nee, ek praat van tabernakels. Die tabernakels is 7 dae, maar dan sê dit daarso, die 8ste dag is 'n Sabbat. So dan moet mens dit sien, dat daar is eintlik 8 dae vir daai fees, want die 8ste dag is 'n Sabbat. Net soos met ons tydlyn, ons tabernakel op die aarde, vir 7 dae, maar Yahuwah het 'n 8ste dag ook daar gestel, maar dit word genoem 'n kort seisoen, so dit is nie 'n volle dag nie. 'n Volle dag in Yahuwah se oë is 1000 jaar. So, dit gaan nie 'n volle 1000 jaar wees nie, die 8ste dag. Yahuwah sê, dit is 'n kort seisoen. Nou, as jy vat as 4 seisoene, dan is dit so 250 jaar ekstra, of as jy dink is 2 seisoene, soos Yahuwah partykeer sê,
winter en somer, dan sit 500 jaar. Maar hoe dit ook al sê, dis nie 'n volle 1000 jaar hierdie kort seisoen nie. So die disippels het geleef in die eindtyd. Hier sê Paulus vir jou, dat Yahushua is gebore in die eindtyd. At the fullness of time. Want hulle het die 6000ste jaar genader. Hulle was maar net iets soos 500 jaar van die 6000ste jaar af. So dit is in die fullness of time. Die masoretiese tydlyn wat hy vir jou gee is heeltemal onakkuraat en is verander deur die Edomite, deur Satan se kinders. Jy kan nie hom gebruik om te probeer bepaal waar is ons op die tydlyn nie. Jy moet die Septuagint gebruik vir dit. En natuurlik historikuste sê ook dis 5500 na Adam en die ekstra Bybelse boeke. Hebreërs 10:37 voor in just a little while he who is coming will come and will not delay. Weereens, hierdie skrywer van Hebreërs, net 'n kort tydjie dan kom jy so terug sê hy. 1 Johannes 2:18 Children, it is the last hour. Mense, Johannes wat Openbaring geskryf het, skryf hier ook vir jou, dit is die laaste uur waarin hulle leef. Hulle leef in die eindtyd, hulle het in die eindtyd geleef, nie ons nie. En dan vra jy, nou waar is ons dan op die tydlyn? Ons is in die 8ste dag. Die 7000 jaar is al verby. Ons is in die 8ste dag in die kort seisoen van misleiding. Dis Openbaring 20, 21, 22. Dis waar ons is. Ons is nie in die eindtyd nie. Hierdie mense was in die eindtyd. Handelinge 2:17. And it shall come to pass in the last days, says Yahuwah, that I will pour out my spirit on all flesh. Hier sê ek, volgens Petrus is hierdie vers vervul in hulle generasie, en hierdie vers is hulle in die laaste dag, volgens hierdie vers. Hy quoteer Joël 2, en sê, dit vervul in hulle generasie. Want hulle het mos met Pentekost hulle die Gees ontvang, en toe quoteer Petrus mos Joël 2 vir die mense en sê, en nou hier, vandag, is dit vervul wat Joël 2 sê, want hulle leef in die eindtyd. So hy kan dit sê, want Joël 2 gaan oor die eindtye. So wat ek wel gesê het hierbo, voor ek hier aangaan, is, ek het nou julle vraag hier beantwoord. Wie leef in die eindtye? Dit is Yahushua se disippels, dit is daardie generasie. So vir wie is Daniel geskryf dan? Dis vir daardie generasie. And I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back, sealed with 7 seals. Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the scroll and to loose its seals? And no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it. So, daar het ons dit. So, wat sê dit vir jou? Omdat Openbaring gaan oor die disippelse generasie, het hulle in die eindtyd geleef, soos wat hulle self sê, en so, dit sê vir jou dat Daniel se profesie is die vervulling van die tyd van die disippels, wat in hulle tyd gebeur het. Dit is wat Daniel se profesie oorgaan, en waar dit eindig. Daniel se profesie is nie nog vir ons vandag nie. Daniel se profesie is nie daar vir 3000 jaar later nie. As jy vat van wanneer Daniel daar was, tot met die disippels, en so aan, hoeveel, paar 100 jaar was dit? Dit was hoe lang vooruit sy profesie gestrek het. En daai paar 100 jaar was genoeg vir Yahuwah om te sê, seël die profesie, want dit is vir 'n generasie in die toekoms, né? Maar wat gebeur met Openbaring? Yahushua sê vir hom, moenie hierdie boek seël nie, moenie hierdie boek seël nie, Johannes, hierdie goed gaan nou gebeur. Hierdie goed gaan nou voltooi word, dit gaan nou gebeur. Moenie hierdie profesie seël nie. Wat sê dit vir jou? Dat dit kan nie nou al 2000 jaar later wees nie. Want daai goed moes dan al vervul het in 'n kort tydjie as die boek nie geseël moes word nie. Ons gaan gou hier aan, vers 4.
So I wept much because no one was found worthy to open and read the scroll or to look at it. But one of the elders said to me, Do not weep. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its 7 seals. Wat beteken, hy is waardig om die profesie, die dieper betekenisse en die gebeure van daardie visioen wat Daniel gehad het, meer breedvoerig uit te lê vir ons, as hy hierdie 7 seels oopmaak, en dan gaan dit vir ons bekend word, wat sou moes gebeur het in die disippels se generasie. Want Joshua het mos ook vir hulle gesê, hierdie goed gaan vervul in hulle generasie. Hy het mos nie vir hulle gesê, moenie julle worry nie, hierdie goed wat ek vir julle sê, in Matteus 24, hierdie goed gaan in 'n toekomstige generasie vervul, dit is nie vir julle nie. Dan was hy mos nou eerlik, as dit nou vir ons was, dan is dit mos nou hoe hy dit sou gesê het. And I looked and beheld in the midst of the throne and the 4 living creatures, and in the midst of the elders stood a lamb as though it had been slain, having 7 horns and 7 eyes. Wat weer eens beteken, hy het complete rulership, volledige rulership, ek dink dit is volledig die woord, en dan 7 eyes, hy sien alles. Hy het complete vision van alles. Basically, hy is soos Yahuwah, hy alomsiende, hy kan alles sien, en hy is, hy regeer oor alles. Which are the 7 spirits of Yahuwah, hy die volheid van Yahuwah in hom, sent out into all the earth. So, ja, dus wat die 7 is maar volledigheid, volheid, en so aan. 2 Chronicles 16:9 says, The eyes of Yahweh run to and fro, and throughout the whole earth. 7 is die getal van volledigheid, completion, wat beteken Yahweh kan alles sien. Wat hierdie insinueer is dat Joshua ook alles kan sien. 7 horings beteken regeerder oor alles. 7 geeste van Yahweh beteken hy het die volheid van Yahweh. En dan vers 7, When he came and took the scroll out of the right hand of him who sat on the throne. Hierdie is Daniel se profesie wat geseël was. Hierdie is die gedetailleerde verduideliking van die voete van yster en klei. Ek het hierdie nou nie eers klaar geskryf nie, wat vernietig sou word met die klip, wat Joshua se koninkryk verteenwoordig, die 1000-jarige vrederyk, né? Want dit het vervul, dit het ook al klaar vervul. Want Openbaring gaan oor die vernietiging van Israel, Jerusalem tempel, maar ook van die volledige oordeel van Rome. Hulle albei is saam geoordeel. Rome het Israel vernietig, maar Yahuwah het weer Rome vernietig. Hulle is albei saam vernietig. Rome bestaan nie al vir duisende jare nie. En dan Now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and a golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Nou, saint is hulle wat die gebooie onderhou deur geloof in Yahushua, soos wat ons lees in Openbaring 12 vers 17 en Openbaring 14 vers 12. Verse 9, And they sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to Yahuwah by your blood, out of every tribe, tongue, people and nation. Nou die in rooi gaan ek nou gou vir julle wys. Dit is hierdie woorde in Grieks, en tribe is G5443, en dit beteken descended from one of the 12 sons of the patriarchs, Jacob. Dis 'n voorbeeld waarna dit verwys. So dit verwys na die Adamite. Tongue weet ons is taal. People group and a people is G2992. A people group, tribe, nation, all those who are of the same stock and language. Weer eens 'n verwysing na 'n spesifieke groep mense, soos wat hy al reeds gesê het met tribe,
is dit 'n verwysing na die Adamite, soos Israel, die 12 stamme. En dan nation, in Grieks is dit ethnos, né? G1484. Ethnos weet almal wat dit beteken, ethnicity, dis jou ras. So hierdie nations is jou ras. So dis waarna dat verwys. And have redeemed us to Yahweh by your blood out of every Adamite nation, tongue, and tribe, and race. Nou, dis wat dit beteken. Ons gaan hier aan. And have made us kings and priests to our Elohim, and we shall reign on earth. Nou, hulle sal regeer met die 1000-jarige vrederyk, saam met saam met Joshua, wat ook al gebeur het. En net te sê ook, ek het dit ook vandag weer gehoor, dat hierdie, hulle noem het nou saints, wat hulle nou so vereer in die Rooms-Katholieke Kerk, dis ook 'n moontlikheid, soos die ou toe sê, dat hulle dit juist doen, hierdie verering, omdat daardie mense vir 1000 jaar met verheerlikte liggame rondbeweeg het en geminister het aan die mense en hulle gehelp het en hulle geseën het en sovoort. En daarom word hulle nou vereer met hierdie kerke, met standbeelde en so aan, asof hulle half aanbid word. Maar hulle was daar vir die mensdom vir 1000 jaar wat hulle soos engele gelyk het, basically. Hulle kon selfs vlieg en deur goeters loop en was dalk ook baie sterk. Hulle was so superhumans, basically, om ons. Maar hulle was daar om 'n blessing te wees vir die mensdom. En dis hoekom hulle dan nou skielik gevenerate word, vereer word in die tyd, die rekordseisoen waarin ons is. Wat vir my ook sin maak. Maar dit is mos maar meer in die Rooms-Katholieke Kerk self. Nou nie in al die kerke word hulle vereer nie. Okay, waar is ons? Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Dit is 'n manier om te sê dit is ontelbaar. Dit is nie 'n spesifieke getal nie, hy maak net 'n getal op. Dit is net om te sê, dit is verskriklik baie. Saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain, to receive power and riches and wisdom, the strength and honor and glory and blessing. En dan vereer hulle hom. And every creature which is in heaven and on earth and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, I heard saying, blessing and honor and glory and power be to him who sits on the throne and to the Lamb forever and ever. Nou ja, dan kon ons visse kan praat en al daardie goed kan praat en so aan. Dit is soos 'n visioen, ek weet nie of hulle kan praat, wat by my wel opgekom het toe ek dit hoor, is dat alles bestaan uit frekwensie en dat hierdie wesens moontlik ook Jahwe vereer deur net te bestaan. Want hulle is alles frekwensies en dit kan gehoor word. Daardie frekwensies, Jahwe kan dit hoor. En daardeur word hy vereer vir sy skepping, vir wat hy gemaak het. Dit is nie asof hulle monde het en hulle kan praat met hom en hom vereer onder die water en so aan, nie. En selfs miskien ook geluide wat hulle maak, daardeur word hy ook vereer. Wie weet, net Jahwe sal weet, né? Then the 4 living creatures said, Amen, and the 24 elders fell down and worshipped him who lives forever and ever. Ja, dit is nou hierdie hoofstuk vir julle. Ek het gedink, dit is die lang hoofstuk, maar dit is actually nie die lang hoofstuk gewees nie. Ek dink die volgende is die baie lang hoofstuk. Maar ek is bly dat ek hierdie hoofstuk kon deurgaan met julle, sodat julle verstaan waar kom hierdie boekrol vandaan met die seels? Waarna verwys dit? Sodat julle kan sien, maar dit is Daniël se boekrol wat geseël is in Daniël. Dit is wat dit is, dit kan niks anders wees, die Bybel verduidelik homself. Johannes het dit juist ook so geskryf, want die gemeentes vir wie hy geskryf het, hulle sou verstaan het waarvan praat hy.
Hulle sal onthou, o ja, Daniel, ja, hoe hy het die boekrol geseël in Daniel, en dit is waaroor hierdie gaan. Dit is nou die vloeke en die pla en die judgments van Jahoua, wat nou gaan vervul word in ons tyd, wat Daniel al reeds gesien het. En dit gaan handel, en dan gaan hulle dadelik weet waaroor gaan dit gaan. Want hulle gaan onthou, ja, Daniel het gesien van Israel en Rome wat geoordeel word, die voete van yster en klei, so dit is waar Openbaring oor gaan. So van die begin af sou hierdie gemeentes geweet het, die basics van waaroor hierdie gaan handel, Openbaring. En nou kan julle ook weet, waaroor dit nou moet handel, veronderstel is om oor te handel, né? Nou hierdie is nie die oordeel van die hele wêreld nie, Openbaring is nie die oordeel van die hele wêreld nie. Ons sien dit ook in Henoch se 10 weke profesie. Daar is 2 oordele. Daar is die oordeel van Juda, week 6 dink ek, en dan week 9 is die oordeel van die wêreld. Dis 2 verskillende tydperke. Ons is nou in die oordeel van die hele wêreld. In die kortseisoen word die hele wêreld geoordeel. Juda was geoordeel in Openbaring. Juda met die Israel volke onder hom, wat nou toe moes geoordeel word. En dan die tempel in Jerusalem wat vernietig moes word en so aan. Dit het al reeds gebeur in daardie tyd natuurlik met die tweede tempel. So dit is daardie oordeel waaroor Daniel handel. Daniel is vervul, mense. Alles draai nie om ons. Ek weet, baie mense wil hê, alles moet om hulle draai en die hele Bybel gaan net oor hulle. Ongelukkig vir julle, om julle Bybels te bars, die Bybel gaan nie oor julle nie. Die Bybel gaan oor al hierdie duisende mense wat voor julle geleef het, duisende jare terug. Dis waaroor dit gaan, ongelukkig. Mens kan goeders leer uit die Bybel, natuurlik, daar's baie goeie wyshede en insigte in die skrif. Maar meeste van die Bybel is al vervul. Nou, daar is natuurlik sekere goed wat nog moet vervul, soos byvoorbeeld die tweede Exodus, baie profete praat daarvan in die Bybel, Nicolaas van Rensburg het daarvan gepraat, en dan die slag van Gog van Magog, en dan die wit troon oordeel. Dis die enigste goed wat nog oorgebly het, né? Al die ander goed het al vervul. Die grootste deel van Openbaring is al vervul in die disippelse generasie, en hier lê Johannes vir ons die fondasie in hierdie eerste paar hoofstukke, om vir ons te wys, en vir hierdie gemeentes eintlik te wys, dat hierdie goed vervul in hulle generasie. Wonderlik, né? Wonderlik as mens hierdie goed so kan verstaan, dan maak dit skielik net sin, dan maak alles sommer maar net oop, en dan verstaan mens dinge sommer maar net beter. Want ek het altyd so kriewel gekry as ek mense hoor probeer verduidelik, Openbaring, en wat hierdie dinge beteken, en dan heg hulle elke nuwe leier is nou 'n kandidaat vir 'n anti-kris, en elke nuwe invention is nou 'n kandidaat vir die merk, en so gaan dit maar, elke generasie het hulle merk wat hulle gekies het, en hulle leier wat hulle gekies het, wat nou die anti-kris gaan wees, en so gaan dit maar van generasie tot generasie, elkeen besluit nou, o nee, daai is nou al dood, so, dit kan nie meer hy wees, en nou kom ons kies 'n nuwe ou. Nee, die pope, hy gaan nou omkap, miskien die volgende pope, ja, miskien is dit hy. Die merk, is 'n microchip wat hulle plant, o nee, dis dalk hierdie inspuitings, nee, is dalk iets heeltemal anders, nee, hulle scan dalk iets op jou vel in, en dit is dalk die merk, en so gaan dit aan, mense. Raak julle nie ook moeg vir al hierdie stories wat so opgetis word nie? Ek het nogal moeg geraak, want ek het besef, hierdie mense het nie 'n klou nie, hulle weet nie waarvan praat hulle nie, want hierdie stories change die hele tyd. Dit kan mos nie so wees nie. Mens moet mos weet, wat gaan aan, en dit is dit. En die feit van die saak is, baie van Openbaring word verduidelik deur ander profete in die Bybel. Soos ons sien nou hierso, hy sê alreeds, die 7 seels het te doen met Daniel se visioene. So nou het ons al klaar 'n idee waaroor dit kan gaan. Want Daniel het maar oor daai 4 nasies gepraat spesifiek, maar sy hoofvision was die standbeeld waarin hy gewys het wanneer gaan Rome en Israel vernietig word.
So, en dit is waaroor Openbaring gaan, want Rome en Israel se vernietiging was 'n verwysing na die eindtyd. En hier sien ons, het ek vir julle gewys, die disippels, hulle het almal geglo, hulle leef in die eindtyd. Want hulle het, hoekom sou hulle dit geglo het? Want hulle Messias het vir hulle gesê, julle leef in die eindtyd. Toe hulle hom vra, nou wanneer is die eindtyd? Toe sê hy vir hulle, julle leef in die eindtyd. Matteus 24. Onthou julle dit? Ek het dit nou genoem. Ek kan dit gou vir julle hierso lees, net vir julle wys. Ek gaan nie die hoofstuk lees, ek wil net daai een versie lees. Hier sê hy net dat alles is vernietig in vers 2. Toe gaan hulle na die Mount of Olives toe. Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, tell us, when will these things be? Want hy het ons nou vir hulle gesê, die tempel in Jerusalem, alles gaan vernietig word. And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jy sien? Hulle het vir hom gevra, nou wanneer word Jerusalem en die tempel vernietig? En wat is die teken dan van die koms en die einde van hierdie era? Toe sê Joshua vir hulle in vers 34, beantwoord hy hierdie goeters vir hulle. Hy gee hulle naastenby 'n uitleg van alles wat gaan gebeur in hulle generasie toe. Vers 34, assuredly I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. Hulle het ons nou net gevra, wat is die teken van die eindtye, of wanneer gaan die eindtye vervul, basically? Wanneer gaan die eindtye vervul? Die sê vir hulle, in julle generasie. So, nou moet mens besluit, is Joshua leenaar, of praat hy die waarheid? Dis wat die Christen moet besluit, want ongelukkig wêreldwyd, al hierdie Christen gemeentes beledig Joshua en maak hom sleg en noem hom 'n leenaar deur net wat hulle die mense teach. Deur net vir die mense te sê nee, Joshua kom terug nou eers. O Joshua gaan dit en dat nou eers doen. Dan beteken dit al hierdie goed wat hy vir die disippels en vir al die mense van daai tyd gesê het hy vir hulle gelieg. Dis wat dit dan beteken. Dan sê hy hy's 'n leenaar gewees sy hele lewe lank. Ja, wat, ek vat hom by sy woorde en ek kan sien as ek om my kyk dat hy was reg. Hy het daar gekom en ons is in die kort seisoen van misleiding. OK, ons praat volgende keer weer oor die volgende hoofstuk. Geniet julle aand. Bye.